baie welkom ook by vanoggend se ontmoeting met ons Hemelse Vader. Julle hoef nie bekommerd wees nie, Pieter gaan nou terug wees, ek preek nie vanoggend nie. Hy is net 'n bietjie onder druk. Baie welkom aan elkeen van julle wat vir die eerste keer hier by ons is. Dit is vir ons lekker as julle hier by ons is. As jy nog nie ons nuusbrief ontvang het nie, hier die eerste tafel as jy uitstap, is daar 'n boek wat jy dan net jou besonderhede kan inskryf en dan sal ons ook vir julle op die verspreidingslys sit. Nou, ek weet nie hoeveel van julle lees die nuusbrief nie. Niemand was baie opgewonde toe hulle instap nie. Julle het seker nog nie die goeie nuus gehoor nie. Maar Dominee Marius het die beroep aanvaar. Hulle het vir ons in die week laat weet en ons is baie opgewonde en dankbaar ook daarvoor dat die Here ook vir ons op so 'n wonderlike manier voorsien het. Hang af van die visumproses wat ons nou ook al reeds begin het. Maar Dominee Marius hulle hoop as alles in plek val, dat hulle teen die einde van die jaar hier by ons sal wees. Dit sal aan Dominee Marius, Corlia en hulle dogter Marley wees wat dan gaan kom. Marley gaan saam met hulle kom en dan ook haar studies hier verder voortsit. Hulle seun moet ongelukkig kan ingesluit wees by die visum nie en daarom sal hy ook daar bly, maar ek hoor daar's ook 'n meisietjie wat hom daar so hou. Dis miskien verander. As hy kom kuier, moet ons heeltemal vir hom oogies maak dat hy ook nou nie so bly die jong meisies hier by ons. Ek dink weet Dominee Marius hulle gaan baie opgewonde wees daaroor. Dan vra ons dat julle tog sal bid vir die visumproses. Ons het reeds daarmee begin. Al die aanduidings is baie goed dat ons dit vinnig sal kan afhandel, maar ook vir Dominee Marius en Corlia, almal van ons is deur hierdie proses, ons weet wat vir hulle voorlê. Kom ons bid ook vir hulle voorbereiding en dan ook ons beplanning ook hierso vir hulle ontvangsie. Dan in die week het ons 2 verjaarsdae, Trevor daarso in Queensland, wat nog deel van ons gemeente is. Ek weet hulle kyk elke Sondag ons diens aanlyn, en Inge Kokemoer, wat in die week verjaar. Ons wens ook elkeen van hulle ook baie geluk met hulle verjaarsdag. Hulle sê Oktober is die mooiste maand, maar vir my lyk hier by ons in die gemeente is dit die besigste maand, want daar is die meeste klomp datums in Oktober wat in 'n maand wat ek nog gesien het. Hierdie week het die jong mense se vergadering, hulle begin 'n bedieningsvergadering, ook soos 'n jeugkommissie het ons vroeër genoem het. Die vrouebediening het hulle vergadering, volgende Saterdag maak hulle kaartjies en die week daarna is ons gemeenteraadsvergadering en die Sondag daarna die skoenbokspak projek. As julle so van die skoenbokse gepraat, ons begin op die stert en daarvan kom, praat met Karen as jy nog betrokke raak wat sy kort, dat ons ook beplan om 100 bokse ook dan nou oor 2 weke te pak. Dan die volgende kuiergeleentheid, 25 Oktober in Jensep, die van julle wat ook deel daarvan wil wees en daar gaan saam kuier, kan vanoggend ook met Dominee Pieter ook daaroor gesels. Dan ons bly biddende gemeente, broers en susters, en daar's 'n lang lysie voorbereiding sake by ons op die nuusbrief, net 'n paar wat ek wil uitlig. Ons het gesê vir Dominee Marius en Corlia en ook die beroep, hulle verhuising na ons toe. En dan Tannie Lis, Chris Jacobs, Roland Labeskagni en Derek en Joey Pieterse, elkeen wat ook met hulle persoonlike sake worstel. Klomp van julle is besig met visum aansoeke en werksekerheid. Ons dink ook elkeen aan julle en dan ook ons skoenboksprojek. Kom ons dra dit ook in die Here op en vra dat hy ook dit vir ons sal seën, dat dit ook hierdie jaar 'n groot sukses sal wees. En dan het julle gesien in die nuusbrief, Facebook, al hierdie goede, die kinders, die jong mense het 'n baie lekker naweek gehad. Dominee Pieter was poegaai geweest, die week het ons hom nie gesien, julle het vir hom besig gehou. Francine gaan ons 'n bietjie meer vertel daarvan. Dankie. Môre almal. Dit voel soos nou die dag wat ek hier voorgestaan het en ons vir die kamp amptelik aangekondig het en nou staan ek hier en ek kom vertel julle alles wat ons aangevang het. Die Here het ons so ongelooflik geseën met hierdie kamp van die begin af. Ons het eintlik gekom met hierdie konsep van die jeugkamp so jaar terug. Dit was onder ons in die Bybelstudie, die jongmens Bybelstudie doen. En van begin tot einde, tot waar ek vandag staan, waar ons beplan het, afgery Banbury toe, die Here het op elke stap vir ons geseën en vir ons toegerus en vir ons gehelp met alles wat ons moet doen. Dit het begin eers met die Bybelstudie wat super opgewonde was. Ons het mense in die Bybelstudie wat nog nooit mekaar ontmoet het nie. So dit was 'n wonderlike geleentheid wat hulle vir die eerste keer mekaar kon sien het.
toe voorsien die mense, ekskuus nie die mense nie, die Here, mense wat bereid was om op die komitee te dien. So ons het Nadia gehad in Kalgoorlie, ons het vir Rian gehad, ons het vir Doenie Pieter gehad, wat elkeen met soveel ywer en opgewondenheid kom help het om alles te beplan. Toe was dit borge. Ons het beplan om het so bekostigbaar as moontlik te maak, en toe maak ons die kostes bekend, en toe dan maar van julle, hier en op die platteland, julle hande opgesteek om borge te wees. Ons het aanvanklik begroot dat die kamp $215 per persoon gekos het, en deur dit so voorsien, dat ons al die jong mense se kostes kon dek, en al wat hulle self moes betaal, was hulle sportsfest registrasiefooi. Ons kon tot hulle vervoer gedek het, so die mense wat van die platteland afgekom het, se vervoer was gedek, ons kon hulle op 'n trein sit, ons kon 'n minibus hier, en ek wil sommer hier baie dankie sê vir almal wat daarmee gehelp het. Julle sou nie nuusbrief vir lys mense gesien het, maar ek weet daar was ook mense wat anoniem gehelp het. Dit word so ongelooflik waardeer, en dit het regtig het moontlik gemaak dat mense wat andersins nie sou kom nie, wel op die kamp was. Die het ook nie net voorsien aan geld nie, ons het genoeg mense gehad. So toe ons aanvanklik met Sportsfest begin praat het hulle vir ons gesê, vir jou eerste kamp, as jy 8 jong mense het, dan doen jy goed. Ons het 14 gehad tot op die kamp was. Ons het vir 4 vrywilligers gevra, gehoop vir 2 en toe kry ons 5. So dit was net ongelooflik hoe die Here net op elke stap. Hier is Isabella, sy was ook op die kamp. Dit was regtig net wonderlik hoe die Here net voorsien het. Die kamp self was 'n reuse sukses. Die bietjie wat ek met die jong mense gepraat het na afloop van die kamp, was almal so opgewonde. Ons het mense gehad voordat hulle kamp toe gekom en wat al uitsien na volgende jaar se kamp toe. Dit was so lekker, die opgewondenheid, die gees onder die jong mense. Ons het die dag natuurlik deelgeneem in Sportsfest. Nou, Sportsfest was iets gereël deur die Baptiste Kerk. Hulle het 'n hele naweek vol sport en aktiwiteite gereël wat hulle al ons jong mense kon aan pick and choose wat hulle wil doen. En daar was 1200 jong mense van 20 kerke reg oor Wes-Australië. Ons was die 3de kleinste, ons was nie die kleinste nie. En ons het ook die laaste gekom nie. Ons het 70 gekom uit al die klein kerke. So ons was die 3de kleinste, so hulle 2 kompetisies en in die klein kerk kompetisie het ons 70 gekom. Wat ek dink dis 'n wen. Ons was die laaste nie. Ons het wel die T-shirt kompetisie gewen. So die tema vir Sportsfest was Run with Endurance. Het gaan aansluit by Doenie Pieter se preek vanoggend. So toe moes ons elkeen 'n hemp ontwerp vir ons span, en toe wen ons die kompetisie. Ons het die mooiste hemp gehad op die kamp. Ons het ook bekend gestaan as Cowboys for Christ, wat eintlik aansluit by 'n lied wat ons gekry het, om by die opening ceremony te kyk, en julle sal dit nou 'n bietjie later hoor. So toe ons met cowboy hoodens en hobby horses ingery van ons opening ceremony, en ons het so indruk gemaak, dat mense nie na ons verwys het as Outreach WA nie, hulle het na ons verwys as die Cowboys. So dit was nogal lekker. As ons nie by Sportsfest was nie, het ons super lekker gekuier daar by die kampterrein. Ons het bordspelletjies gespeel, ons het 'n Switch gehad wat ons Mario Kart en goed opgeoefen het, want ons het op 'n stadium Mario Kart gespeel. Ons het 'n Bible Escape Room gedoen, die Vrydag aand as 'n ysbreker, die hele kampterrein goed weggesteek, en toe moes die jong mense saamwerk om Bybelvasvrae te antwoord om die goed te kry. En dan Doenie Pieter het vir ons dan in die aande gelei met Bybelstudie en oordenkings. Onder andere Saterdag aand het hy vir ons oor die sirkel van genade gepraat, en ek dink sy uitbeelding gaan iets wees wat ons nooit vergeet nie. Ek myself was baie naby in trane, dit was baie moving. So op eendag het Doenie Pieter dit weer sal doen, want dit was regtig, dit was amazing. Daar was so baie hoogtepunte, dat ek nie al julle tyd wil opneem nie. Ons het 'n kort video saamgestel. Hulle sê mos a picture's worth 1,000 words. So ons het 4,5 minute van pictures, wat ons sal wys. Maar voordat ek die video speel, wil ek net weer baie dankie sê vir almal wat gehelp het met die kamp. Ons jong mense wat gekom het op die kamp, ons vrywilligers, ons borge, almal om ons wat die emotional support was, ons ouers wat julle jong mense gestuur het. Die kamp sou nie moontlik gewees het as dit nie was vir almal van julle nie. Dan, soos my pa gesê het, ons die momentum wat die kamp gebring het, nie net onder ons jong mense wat gegaan het nie, ons het ouers gehad op die platteland, wie se kinders te jonk was wat gekom het, wat so begin vra het na behoefte vir dieselfde ding vir hulle, dat dit hierdie momentum in ons kerk begin afskop het.
Toe die kerkraad dit goed gedink, dat ons as 'n komitee wat die kamp beplan het, gaan voortgaan in die beginvorm van ons amptelike jeug- en jongmenskommissie. So, dit gaan dan bestaan uit 'n sameroeper van elke bedieningspunt. So in Kalgoorlie het ons vir Nadia, hierso het ons vir Rian, wat daar sal sit, 'n kerkraadslid wat voorsitter gaan wees, dit sal nou ek wees, en dan Doenie Pieter as die dominee. So soos wat ons mense het op die platteland, wat aan hulle hande opsteek om sameroepers te wees op plekke soos Albany en Esperance en so aan, sal ons die komitee uitbrei. Ja, ek dink dis omtrent daar. Ek gaan dan die video speel en dan Doenie Pieter. Oh, sorry hoor. 1, 2, 3,
Goeiemôre. Ek is nou bly julle het na hierdie video gekyk. Ek dink julle sou gesien het ook en die kinders was regtig. Die Engels sê jy's 'n blessing vir iemand anders. Die kinders was regtig 'n blessing geweest. So Francine, ook die vrywilligers wat saam gegaan het. Ek praat van Ben hulle, ek praat van Hannes en Renet hulle van waar vandaan is Hannes en dis Kalgoorlie, hè? Dis reg. Hulle wat saam gegaan het regtig vir ons baie beteken en baie gehelp met dit. En ek dink, soos Francine gesê het, ek hoop dat dit ook vir alle jong mense 'n lusmaker sal wees om volgende jaar, as dit die Here se wil is, sal ons definitief weer gaan. Ek wil ook net vanoggend vir Derek en Joey, hulle is op pad terug Suid-Afrika toe, dis hulle laaste Sondag by ons. Ons wil vir julle sê, die Here gaan saam met julle. En weet dat julle geliefd is, weet dat julle ook altyd in ons harte sal wees. Dit is baie goed om te weet dat julle kan ten minste daarom aanlyn by ons inskakel. Maar soos ek ook vir hulle genoem het, hulle moet regtig kontak hou. Ons sal graag wil weet hoe dit met hulle gaan. Vir Ansie en Christo ook in Suid-Afrika en dan ook Amanda. So daar's al mense wat ek hier leer ken het, wat nou aan die ander kant is en ja, ons mis hulle, ons verlang na hulle en ons hoop en vertrou, wie weet, eendag kan ons dalk weer saam wees. Dit wat ek vandag oor gaan praat, soos Francine gesê het, is die tema wat by die jeugkamp was, en ek het ook daar vir hulle gesê, dit is nie per toeval, wat die Here 'n bepaalde skrifgedeelte op die harte van so baie mense op 'n geleentheid kom lê nie. En hierdie hele ding, vir die teks van Hebreërs 12 vers 1 tot 3, is 'n teks wat in die kamp uiteindelik die tema was, wat gaan oor run with endurance, maar dit gaan oor die lewenswedloop. En ek wil die Here vertrou dat hy vandag met ons elkeen gaan praat oor ons eie lewenswedloop, jou wedloop wat jy vir die Here en ook uiteindelik in jou lewe vir hom hardloop. Kom ons sit so en dan word ons stil voor die Here en dan sing ons ook in ons harte. Julle kan saam sing. Sing saam hierdie volgende lied.
Here, ons is u gemeente. In u is ons almal een. En gedring deur u liefde het ons alle mense lief. Ons vind ons vreugde daarin om hier vir u saam te aanbid, getrou vir mekaar om te gee en in eenvoud vir u te lewe. Here, verheerlik u self in en deur ons, sodat verlorenes gered en gebrokenes heel kan word. U voeg hulle by en saam beywer ons vir u koninkryk. Amen. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en sy vrede is met jou. Kom ons staan en dan sing ons hierdie 2 lofliedere saam. Die eerste is 'n lied wat my ma baie lief voor was en dan nog 'n loflied. Strome van seën van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlike tyd van verhooging, vloei uit ons eiland en hoog. Strome van seën, geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, daal met verfrissing tans neer. Skenk uit die hemelse volheid, skenk ons 'n oorvloed, o Heer. Strome van seën, geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, hier laat ons vloei in elk oord. Skenk die belofte verkopen, om en bevestig die woord. Strome van seën, geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, gee dit al voller, o Heer. Dorstig en bedende wagens, word hier verheerlik, o Heer. Strome van seën, geef aan die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. My hande het ek op na U. My hande het en buig voor U, want U is lief. U naam die koning voor U, want U is. Wil jy hom oorsit daar vir ons? Kom ons sit maar. Ek dink ons gaan nie vandag, ek sien ek het een versie uitgelaat, maar sulke dinge gebeur. Kyk, dit is nou deel van die lewe en ek wil altyd vir julle sê, jy moet nie skrik as so iets gebeur nie. Dis miskien op die wyse wat die Here vir ons leer, dat die lewe is nie bestem om volmaak te wees nie. So as so iets gebeur, is dit vir my 'n goeie geleentheid om te sê, ag Here, dankie tog, niks is volmaak nie. So laat dit so wees, maar wat wel belangrik is dat ek weet, dat die Here vandag met jou wil praat oor jou lewe. En ek weet nie hoe jy vanoggend dink oor jou lewe, voel oor jou lewe nie, maar daar kom in almal van ons lewens hierdie tyd wat jy nogal regtig moeg word.
waar jy voel, dis nou al ook daai tyd van die jaar wat 'n mens ook kan begin sê, dis nogal 'n rowwe jaar gewees en dit was vir my bietjie baie gewees, baie dinge waarby ek moes uitgekom het en wat 'n mens moeg voel. Maar daarom wil die Here juis met ons kom praat oor hierdie lewenswedloop en dat ons sal weet dat jy kan altyd met volharding vir hom hardloop. Kom ons dit net so, dan bid ons saam. Onse Vader, U is hierso. Dit is hier waar ons vreugde en ons vrede vind. Hier by U, so met mekaar in die wete dat dit is nie verniet dat ons hier is nie. Elkeen van ons het om verskillende redes dalk vanmôre gekom, maar die een ding weet ons, dat omdat U hier is, dat ons nie onaangeraak sal uitgaan nie. U woord, Here, is 'n krag wat lewens transformeer. U Heilige Gees leef in ons en vorm ons. Here, ons het dit so nodig, klein en groot, om te weet wat ons lewenswedloop behels. Ons bid dat U deur die woord vandag vir ons dit gaan leer. Dat ons sal verstaan waaroor dit vir U gaan. En dat ons ook ons lewe sodanig sal kan inrig, maar ook dat ons kan verstaan waarom is dit moontlik dat 'n mens in jou lewe hierdie vreugde en vrede kan beleef en nie in angs en vrees hoef te leef nie. O Here, kom leer U self vir ons. Gebruik hom wat voorstaan as 'n gebroke mens, iemand wat nie volmaak is nie, maar praat deur hom. Laat U self met ons gesels deur U woord. In Jesus naam. Amen. Nou ek gaan eerstens, soos julle sien, ek wil net kom by die ding van die feit dat dit gaan oor, is hierdie lewenswedloop 'n podium of vervulling? Nou ek dink dit is vir my die essensie wat jy moet snap vanmôre. Dat hierdie lewenswedloop waarin jy en ek is, gaan nie oor 'n podium nie, maar gaan oor lewensvervulling. En ek gaan die Here vertrou dat dit vir jou duidelik gaan wees. Ek gaan eers hierdie 3 verse net saam met julle lees. Dit is baie kragtige verse. So ek wil hê julle moet net let, ek gaan myself nie in die rede val soos ek gewoonlik doen nie, want ek wil net hê julle moet mooi luister na wat in hierdie 3 verse staan. In vers 1 staan daar: Terwyl ons dan nou so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons maklik verstrik. En laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. En dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ek wil net daai laaste versie as 'n keer herhaal. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. So die bedoeling van vanoggend is om vir jou te help om nie geestelik moeg te word en uit te sak nie. So ons moet daarby uitkom. Die een ding wat ek wil soms so begin net deur met julle daar baie jare terug het 'n vriend van my het hy vir my vertel van 'n boek. En die boek kan julle nog seker maar vind. Deesdae kan 'n mens mos nou enige boek op die internet vind. En die boek se titel is The Gap and the Gain. The Gap and the Gain. Nou in daardie tyd het dit vir my verskriklik baie beteken, omdat dit was ook 'n tyd wat vir my swaar was en moeilik was en waarmee ek geworstel het oor waar ek self in my eie lewe trek. En of ek regtig suksesvol is my lewe 'n sukses? Of is ek eintlik soos wat ons baie keer teenoor onsself dink, is ek nie maar 'n failure nie? Het ek dit gemaak of het ek dit nie gemaak nie? Nou, om eerlik te wees, ek het myself gesien as 'n failure. Doodeenvoudig op daai stadium het niks uitgewerk in my lewe nie. Ek het nie aan die doelwitte wat ek vir myself gestel het, ek het nie daarby uitgekom nie. En toe vertel hy my nou van die boek. En toe ek nou daarna kyk, toe sien ek dat
Ek wil net seker maak, is hulle reg, ons sal dinge, ewen wat jy nie net vir my gaan kyk dat hulle reg is nie, asseblief hoor. En toe, hierdie boek gaan daaroor dat almal van ons stel vir onsself lewensdoelwitte. Dis die gap. Met ander woorde, eers as my lewe by daai doelwit gekom het, dan gaan ek nou gelukkig wees. Maar hierdie boek sê, as jy so sou lewe, gaan jy meestal van die lewe, gaan jy voel dat jy onvergenoegd is, dat jy gefrustreerd is, en dat jy in angs en onsekerheid lewe, omdat jy altyd voel, maar ek is nie daar waar ek moet wees nie. En dis 'n gevoel wat algemeen vir ons almal is. Jy kan dalk vanoggend voel, ek is nie waar ek moet wees nie, ek is nie by die werk wat ek moet wees nie, ek is nie besig met die dinge wat ek besig mee moet wees nie. En dit is 'n gevoel wat ons almal het, maar die boek sê vir jou, as jy op die doelwit fokus, dan mis jy uiteindelik die lewe hier en nou. Hierdie ding wat hulle van praat van live in the moment, op die oomblik, hierdie oomblik is 'n belangrike oomblik in ons lewe. Hierdie oomblik wat ons moet verstaan dat almal van ons behoefte op hierdie oomblik wat in hierdie wedloop in vervulling moet gaan. So daarom nie die podium nie, wat daarvoor is na die wedloop. Dis nie waaroor dit vir die Here gaan nie. As dit vir die Here oor vervulling gaan, weet julle waaroor gaan dit vir hom? Gaan vir hom oor jou. Het gaan vir hom oor jou. Nie oor die feit dat jy op die podium moet wees en dat jy uiteindelik net die prys moet kry nie. En ek gaan vir julle verduidelik hoekom hierdie beeld wat ons nou in Hebreërs van lees. Nou, hulle weet nie wie Hebreërs regtig geskryf het nie, sommige dink dit is Paulus, maar daar is doodeenvoudig net te veel verskille, dat ek persoonlik dink dit was ook dalk nie Paulus gewees nie, maar Paulus sluit ook wel daarbey aan, want hy gebruik ook hierdie metafoor van 'n wedloop. Nou, ek wil dadelik sê, as jy die Bybelse metafoor van 'n wedloop sou wou gebruik vir die feit as jy 'n professionele atleet is, gaan dit nie werk nie. Want as jy 'n professionele atleet is, of jy's 'n fietsryer, of jy tel gewigte op, of jy wil bodybuilding doen, ek weet nie wat jy wil doen nie, dan is hierdie metafoor is nie van toepassing op dit nie, want daar gaan dit no pain, no gain. Met ander woorde, jy moet alles uithaal, om by daai gap te oorkom, om uiteindelik dan op die podium te kan staan. Want dis waaroor dit gaan in sport. Jy moet op die podium staan. Maar weet julle wat is die fout? Dat daardie vereiste word op die oomblik, op die ouend ook ons lewensvereiste. Wat ons vir onsself stel in terme van ons alledaagse lewe. Dat ek myself meet aan die podium en nie aan die reis van my lewe hier en nou nie. En ek wil regtig by julle pleit. Jou oog moet op iets anders te wees. Ons gaan nou daarby kom. Nou, altyd in die Bybel, en dit raak vir my al hoe duideliker, as jy enige gedeelte lees, lees altyd voor en na daai bepaalde gedeelte. Ons praat van die konteks. Die konteks is belangrik. Maar daai konteks is die sleutel om te verstaan waaroor dit werklik gaan. En in Hebreërs 11, dis nou net voor Hebreërs 12, kom hierdie skrywer en dan wys hy vir ons op die feit dat geloof is wat jou lewe verander. As jy hier is en jy's 'n gelowige, dan word jou lewe verander deur daai geloof. Jy's nie dieselfde nie. En hy wys op die voorbeelde van geloofsgetuies. En hierdie geloofsgetuies, hy begin deur sommer te praat van Abel. Hy sê Abel het deur sy geloof 'n beter offer aan God gebring as Kain. Nou onthou nou, geloof spreek van wat? Jou verhouding met 'n lewende God, niks anders nie. Geloof is nie hierdie ding geloof in jouself nie. Dis 'n geloof wat gerig is op die Here self. Hy praat byvoorbeeld ook van Noag. Hy praat van Noag wat in gehoorsaamheid, sy geloof het gelei tot 'n eerbiedige gehoorsaamheid aan God, dat hy ten spyte van die bespotting van mense, het hy voortgegaan om 'n ark te bou,
Al was daar nie eers 'n wolkie in die lug nie, het hy die Here gehoorsaam. Hy praat van Henog wat deur sy geloof geleef het soos die Here wil. Hy praat van Abraham wat sy geloof tot uitdrukking gekom het in 'n vertroue in God wat alle verstand te bowe gaan. Hy het die Here vertrou om te trek na 'n land wat hy niks van geweet het of geken het nie. Hy het die Here vertrou dat hy 'n nageslag sou gehad het terwyl sy vrou Sarai al so oud was. Hy het die Here vertrou sodanig dat hy selfs vir Isak sou offer, sou prys gee, ten spyte van die belofte van die Here wat hy gehad het. Sy geloof het oorgeloop in 'n vertroue in die Here. Maar nou sê hierdie skryf, hy gaan nou verder, hy sê daar's nog Moses en die hele Israel, al die rigters, en julle kan dit self in Hebreërs 11 gaan lees, maar weet julle, hy sê 3 belangrike dinge van hierdie gelowiges. En hierdie 3 dinge is nou die sleutel. Hy sê in die eerste plek, hierdie gelowiges, wat hulle lewenswedloop geloop het. Eerstens, hulle was op soek na 'n vaderland, en het gevoel soos vreemdelinge in hierdie wêreld. Nou, dis iets waarmee ons nogal kan assosieer, né? Selfs Petrus praat van dat ons in hierdie wêreld as gelowiges vreemdelinge en bywoners is. Maar daar's 'n tweede ding. Hy sê dat in daai proses het daar tye gekom waar hulle bespot is as gevolg van hulle geloof in die Here. En waar hulle ook swaar gekry het as gevolg van hulle geloof in die Here. Dit vra 'n prys om te kan glo. Hoor, dis nie sommer net maklik om te glo nie. Maar die belangrikste, en dit wil ek nou by uitkom, ek wil dit graag vir julle lees. In die 2 verse net voor hierdie 3 versies wat ons gelees het, staan daar die volgende. En hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat beloof is nie. Hulle het nie verkry wat beloof is nie. Vers 40, omdat God vir ons iets beters beoog het, sodat hulle nie sonder ons, wat nou vandag hier is, die volëinding sou bereik nie. En hier is die sleutel. Wat het hulle nie ontvang nie? Hulle troue, hulle hele lewe was in 'n verlange, in 'n vooruitsig, dat daar uiteindelik 'n Messias sou kom. Ons wat vandag hier is, weet die Messias het gekom. En dis hoekom hierdie skrywer sê, al hierdie vorige gelowiges wat nou genoem is, hulle het in God geglo, alhoewel hulle nog nie eers Jesus as die voorwerp van hulle geloof ontvang het nie. Ons vandag het Jesus en nou verander alles. Want nou is hierdie geloofslewe wat ons lewe, nie meer hierdie angs om uiteindelik 'n wedloop te voltooi om die prys te behaal nie. Dan dink jy verkeerd daaraan. Die wedloop is deur Jesus klaar gehardloop. Hy het hom voltooi en alles nagekom, sodat jy en ek in hierdie lewe deur hom gelei kan word, gedra kan word, om uiteindelik ook, soos daar so staan in daai laaste sinnetjie, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. En waaroor dit vir die Here gaan, is nie prestasie nie, is nie sukses nie. Ek sê nou vir jou, hy's besig om jou te vorm, om iets te verstaan van wat jou lewe uiteindelik beteken. En jou en my lewe kom tot vervulling in Jesus alleen. En ek wil so graag hê, ons moet net, as ons nou kyk na daai 3 versies, dan gaan dit nou sin maak. Want hy sê vir ons, terwyl ons dan nou hierdie groot skare geloofsgetuies het, wat almal vooruit gesien het, hulle het geglo alhoewel hulle nog nie ontvang het nie, sê hy die volgende, laat ons nou elke las afgooi, ook die sonde
wat ons so maklik verstrik. En ek wil hê julle moet nou snap. Baie keer dink ons, ek moet sonde afgooi ten einde te wen en op die podium te staan. Dis nie waar nie. Die beeld wat die skrywer gebruik is om te sê, gooi daai sonde af, want jy het dit nie meer nodig dat jy dit dra nie. As jy jouself nou eens indink, al die dinge in jou lewe wat dit vir jou moeilik maak om lig te lewe, om vrede en vreugde te beleef, is soos 'n swaar sak wat jy met jou saamsleep. Dit kan mense wees, dit kan omstandighede wees, dit kan natuurlik, die logiese is, dit kan sonde wees. Met dinge wat jy in jou lewe toelaat, wat vir jou afbreek, wat soos 'n kanker in jou invreet, in jou lewensgeluk in. Dit natuurlik kan jou totaal en al laat voel, maar dat die lewe is nie moeite werd nie. Maar hierdie skrywer sê vir ons, daai sonde het Jesus voor gesterwe. Jy is vergewe. Daar is geen veroordeling van God meer op enige een van julle nie. Sonde skei jou nie meer van die Here self nie, want hy het deur Jesus jou reeds syne gemaak. Sonde is net wat jy kan afgooi. Jy het dit nie meer nodig in jou lewe nie. In enige ander las. Want vir die Here gaan dit daaroor dat jy vry moet wees. En dat jy tot rus moet kom. Ons gaan veral volgende jaar op daai ding fokus. Wat beteken dit om in eenvoud vir die Here te lewe? Ons sê dit wanneer ons hierdie erediens begin. Here, ons wil in eenvoud vir U lewe. Daai eenvoud beteken nie eenvoudig nie. Dit beteken jy's 'n mens met rus en vrede in jou hart. En ek wil sê, as jy dit vanoggend nie het nie, dan verstaan jy jou lewenswetloop verkeerd. Dan verstaan jy dit nie soos die Here dit wil hê nie. Gooi af daai goed. Nie omdat dit op die oue en jy kan met daai goed, dis amper asof die Here sê, okay, as jy dit wil saamsleep, sleep dit met jou saam, maar dit is nie meer nodig nie. Dit gaan nie jou op die podium bring nie, want dis nie wat nodig is nie. As jy natuurlik 'n professionele atleet is, dan gaan jy tyres sleep en wat ook al om jou op daai podium te stel. Maar die feit is, by die Here is dit nie wat nodig is nie. Jy is vir hom belangrik. Hy vorm jou in jou karakter om sy kind te wees. En daarom sê hy, dan laat ons dan nou die wedloop wat met ons voorlê met volharding hardloop. Hierdie volharding beteken volhard in jou geloof. Jou geloof op wie? En dit bring ons by die tweede gedeelte, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van die geloof. Is dit nie, as iemand veel vra, wat is jou geloof? My geloof is Jesus. My geloof is in hom. My geloof is vir hom. My geloof is deur hom. My geloof is tot hom. As ons gaan dink dat jy as gelowige in hierdie wêreld in eie krag moet lewe vir die Here, dis daar waar jy jou totale wedloop reeds misverstaan. Jy is nie geroep deur die Here om in eie krag, maar Jesus is die begin en die een wat uiteindelik jou geloof tot voltooiing of vervulling gaan bring. Dis waarom hierdie vervulling is wat ek in my eie lewe, in julle eie lewe moet smag na. Ons het dit so nodig. Ons moet ophou om so hard met onsself te wees, deur onsself as minder waardig te ag. Die Here ag jou waardig deur jou geloof in Jesus Christus. Jy's klaar waardig. Deur daardie geloof wat ons in Jesus het, die feit dat ons op hom fokus. Hier word vir ons uitdruklik gesê, verstaan net, hy het die wedloop geloop, hardloop. Hy het dit volkome, volmaak, volledig voltooi. Daar sou staan, terwille van die vreugde wat vir Jesus in die vooruitsig was. Wat 'n vreugde. Kan ek nou vir julle sê, wat was sy vreugde? Jy is sy vreugde. Terwille van jou en terwille van my en van ons het hy dit gedoen. Dit was sy vreugde.
Sy vreugde was dat hy ons by hom wil hê. Terwille van daardie vreugde het hy daai kruis verduur, sonder om vir die skande daarvan terug te deins. Al was dit beskou as 'n vloekhout. Want almal is vervloek aan wat in 'n paal opgehang is, en hy was die vervloekte, sodat jy en ek die geseënde kan wees. Maar hy sit nou, weet ons, aan die regterhand van God. Die regterkant van die troon van God. Met ander woorde, dis nie dat hy aan daardie kruishout vasgespijker is vir altyd nie. Hy het sy lewe afgelê, hy het sy lewe opgeneem, sodat hy, en dit gaan my nou by die mooiste bring. Hy sit aan die regterhand van God, maar wat doen hy? Toe ons die hemelvaartdiens gehad het, het ek dit opgemerk, in een van die skrifgedeeltes staan daar, dat daar staan dat die Here sit aan die regterhand van die Vader, van waar hy in en deur ons lewe. So, hy sit aan die regterhand en hy is by jou, en nou is dit as ware dat hy die een is wat vir ons in hierdie wedloop dra. Hy is die een wat vir ons voorgaan, en daarom sluit vers 3 so af in hierdie gedeelte. Jy volg vir Jesus, nie vir jouself nie. Dink dit mooi daaraan, nie jouself nie, jy volg vir hom. Hou hom voor oë wat so vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. En dan sal julle nie geestelik moeg word, en julle sal nie geestelik uitsak nie. Ek weet dat baie keer kan 'n mens die evangelie van Jesus Christus so aan mense oordra, dat daar 'n gevoel is van, ek moet iets doen. Nee, jy hoef nie. Jy hoef niks te doen nie. Jy moet glo, maar omdat jy glo, verander jou lewe. Jy word iemand wat liefhet. Jy word iemand wat vergewe. Jy word iemand wat nederig in jou karakter is. En jy word iemand wat ander mense vashou. Dis die vrug van geloof. Ek wil afsluit deur vir julle eers 'n storie net te vertel, voordat ek gaan wys dat hoe Paulus hierdie saak opsom. Miskien net voordat ek by daardie storie kom, as julle nou kyk na Hebreërs 11, ek het vir julle gesê, dit gaan vir die Here nie oor die podium nie, maar die feit dat jou lewe tot vervulling moet kom. Kyk het wat staan in vers 11, die gedeelte net hierna, my kind. Moet dit nie gering ag as die Here jou tug nie, en moenie mismoedig word as hy jou teregwys nie. Want die Here tug hom wat hy liefhet en hy straf. Nou daai straf is eintlik 'n woordjie wat ek meen bietjie verkeerd vertaal is, want in hierdie konteks gaan dit nie oor straf nie. Dit gaan oor die Here dissiplineer jou. Hy voed jou op om elkeen wat hy as 'n kind aanneem. So met ander woorde, jou lewenswedloop is met een doel voor oë, is om jou te vorm en jou vervulling te gee. En nou kom ek by my storieetjie uiteindelik uit, voordat ek nou daai een gaan doen. Die storie is dat 'n hele paar jaar gelede, in daardie einste tyd toe ek by my vriend gehoor het van hierdie boek, The Gap and the Gain, was daar mense wat Mount Everest uitgeklim het, en dit was nuus gewees, hoor, dit was op daai stadium, ek weet nie hoe ek het op die nuus gesien het, maar onder andere is daar toe een van die mense wat die berg uitklim, Mount Everest, julle weet, dis een van die hoogste berge in die wêreld, en om uiteindelik op die summit te staan, moet jy deur 5 basiskampe gaan, voordat jy dan uiteindelik by die summit kan kom, en hulle klim elke keer so 'n bietjie na 'n volgende ene. Kyk, eerstens bly jy vir 'n baie lang tydperk, ek dink dit is 3 weke of is dit maande, ek is nie seker nie, bly jy by die heel basiskamp onder, en tot jy geklimatiseer het, basies gewoond geraak het aan hoe dun die lug is, dan kan jy verder klim na basiskamp 1, 2, 3, en dan gaan hulle so tot by 5. Nou 5 is die een net onder die summit. Dit is die een net onder wat hulle noem die death zone. Met ander woorde, dis die zone waarin die suurstof so min is, dat jou liggaam kan nie in daai gedeelte leef nie. So jy moet opklim, baie vroeg die oggend al begin, en dan moet jy voor die volgende aand terug wees, want anders dan sterf jy op daai berg. Nou, hierdie persoon wat ek toe op die nuus sien, was in basiskamp 5.
Met ander woorde, net onder die summit. Hy het nie daar uitgekom nie. En hy het daai siekte gekry waar 'n mens se brein swel as gevolg van die feit dat die lugdruk so dun is en hy het nie lekker gevoel nie. En hy het geweet, as ek die volgende dag sou klim na die summit, gaan ek sterf. Nou praat iemand met hom in sy tentjie waar die wind nou flapper en dit is baie koud en dis die oggend voor en klim en hulle af hom, gaan jy klim? En hulle neem dit af en hy sê, ek gaan nie dit klim nie. Ek gaan nie, want ek het tot hier gekom. En hy sê toe die volgende, hy sê, my Engels is nie so goed nie, maar ek wil try. Hy sê, you know, the summit, if you aim for the summit, it consumes you. But if you enjoy the journey, it fulfills you. In ons konteks as gelowiges is die summit reeds joune. Jy hoef nie te klim nie. Jy hoef nie. Jesus het dit vir jou gedoen. Dis jou en my geskenk wat hy vir ons gee om met volharding die lewe te leef. En nie moedeloos te word nie. En nou gaan ek afsluit deur vir julle te wys dat Paulus net voor hy dood is. Skryf vir Timoteus. Net voor hierdie versie staan daar, Paulus sê, ek weet dat my dood naby is. En hy skryf die volgende. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig, let op sy woord, gelowig eindtyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Of ek môre doodgaan, oor 5 jaar doodgaan, vervulling beteken, ek weet ek is reeds by die Here. Ek wil by die Here wees. Ek sê vir julle, ek weet nie of julle dit al beleef het en ervaar het nie, maar 'n verlange om net in die Here rus te vind. Want dis waar ek hoort, dis waar ons hoort. En ek wil nou vir julle, ek het die afgelope week dat dit net so gebeur, het ek hierdie lied gehoor. Ek sal na die tyd vir julle kan vertel dat hierdie lied is baie interessant eintlik hoe dit ontstaan het, maar in elk geval, dit is 'n verwerking van die Onse Vader, as 'n gebed op die lewenswedloop. En julle sal sien, hierdie persoon wat hierdie lied laat ontwikkel het, praat van, hou my vas, Here. Hou my vas. En dis die vervulling. As dit nie die podium is nie, dan is die vervulling vir jou en vir my, dat die Here ons net moet vashou. Want ek sê vir julle, ek weet nie wat anderste nie. Niks anderste nie. En daarom, net terwyl julle sit, bid hierdie lied saam, en dan gaan ek vir ons afsluit met 'n gebed. Ons Vader daarbo in die hemel, U naam is groot en heilig. Laat U wil ook hier geskied, soos dit in die hemel is. Hou ons vas, Heer, hou ons vas. Gee ons krag vir elke dag. Hy is liefde, hy is lig. Hy bly altyd by ons.
Gee ons brood wat ons vandag nodig het en vergeef ons elke skuld, soos ons ook ander moet vergewe wat verkeerd teenoor ons doen. Hou ons vas, Heer, hou ons vas, gee ons krag vir elke dag. U is liefde, U is lig, U bly altyd by ons. Lei ons weg van versukking, red ons uit die bose se hand. Aan U behoort die koninkryk, die krag en heerlikheid. Hou ons vas, Heer, hou ons vas, gee ons krag vir elke dag. U is liefde, U is lig, U bly altyd by ons. Onse Vader, gee dat ons, as ons dink oor ons lewe, dat ons sal verstaan dat die hier en die nou, om net by U te wees, in U rus te vind, is om regtig te verstaan wat vrede, vreugde en vervulling is. Leer vir ons, Here, dat dit nie gaan oor die najaag van aardse dinge wat uiteindelik geen vreugde of vrede vir ons besorg nie. Leer vir ons, Here, dat dit gaan oor liefde, vergifnis, nederigheid en om net vas te hou. Help vir ons om U hande en U voete, U mond en U ore vir mekaar te wees. Help vir ons, Here, om daardie vervulling hier en nou elke dag te beleef. Om nie vir U te bid om ons te seën nie, maar om te weet dat in Jesus ons geseënd is. Nie om te bid dat U vir ons lief moet wees nie, maar om te weet dat ons in Jesus geliefd is. Nie om te bid om vergewe te word nie, maar dat ons weet ons in Christus vergewe is. O Here, wanneer sal ons ooit besef dat die evangelie van Jesus Christus is die grootste transformerende krag wat 'n mens se lewe verander. Nie net hier nie, maar vir ewig. Ons bid, maak ons oë oop om te sien en dat ons met volharding soos Paulus ook sal sê, ek sal die tyd leef wat U vir my gee, om uiteindelik die lewe saam met U, by U, vir ewig te ontvang. In Jesus naam. Amen. As geleentheid om ons offergawe vir die Here te gee.
Onse Vader, op ons in hierdie lewenswedloop, leer U vir ons om tot seën te wees. Hierdie is maar 'n wyse waarop ons 'n stukkie van daardie seën, Here, aan U toevertrou. Gee dat dit sal wees tot U eer en om hierdie wonderlike boodskap van U liefde, wat vir mense uitlig uit die gemors van sonde, dat ons dit sal kan deel hier in Wes-Australië. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Goed, kom ons staan en dan antwoord ons op hierdie erediens met hierdie woorde van Vlam 12. Meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as somer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. Aan 'n kruis en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons, meer as meer as rykdom, meer as mag, as die skoonheid van sterre in die nag, meer as wat ons ooit op aarde wen, is dit werd, o Heer, om U te ken. Meer as somer, meer as goud, al die blomme, die diere in die veld, meer as dit, so eindeloos veel meer, was die prys wat U betaal het, Heer. Aan 'n kruis en in 'n graf van steen, U leef en sterf, verworpe en alleen, Immanuel, U die God met ons, U dra die straf, en dink aan ons.
gaan nou vandag en leef die lewe van 'n vervulling wat julle in die Here het. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen. Baie dankie en mooi dag vir julle.